Ons bly by hierdie storie en praat met Gerard Papenfoos, bestuurshoof van die werkgewersorganisasie NIASA. Goeiemiddag Gerard. Hallo Susan. Wat is julle ervaring in die privaat sektor van hierdie konstruksiemafias? Susan, die ding is daar word verwys na die konstruksiemafia, maar die ding is weier. Dit is 'n hele gesindheid wat posgevat het. Nou moet mense in ag neem dat die klimaat vir hierdie ding is geskep deur in swart ekonomiese bemagtigingswetgewing wat dikteer dat as jy wil deelneem aan die hoofstroom ekonomie, dan jy 'n deel van jou besigheid moet afstaan. Dit is in wetgewing vervat. Dit is dis net so erg. Die effek is net so vernietigend. Maar maatskappye moet dit doen, want as jy 'n kontrak wil kry in die mynbedryf, as jy 'n kontrak met die staat wil kry, vra hulle vir jou 51% swart aandelehouding. So daar is die klimaat geskep. Professor Dievenage het verwys na aankope, procurement. Dieselfde probleem. Die staat gaan verder. Hy sê ook in aanstellings gaan hy vir jou sê watter klere jy moet aanstel en hoeveel. So hier is 'n gees gestel, maar wat nou gebeur is dat net 'n klompie mense, 'n klein elite kry voordeel in die meganismes wat die staat geskep het. Die wettige, kom ons noem dit diefstal van besigheid. Dit is BEE, dis die wettige diefstal van besigheid. Maar die baie mense, meerderheid, trek nie daaruit voordeel nie. So hulle vat nou die wet in eie hand en hulle sê nee, ons gaan sommer direk na die perseel toe en daar maak ons eise. Die taksies dring hulle aan enige besigheid op, enige besigheid. Dit is nie 'n konstruksie, dit gaan in die vervoerbedryf. Vragmotors ry op paaie. En as hulle in sekere gebiede kom, maak inwoners die pad toe en sê vir jou jy moet betaal. Met ander woorde, hulle rig hulle eie tolhekke op. En of jy betaal of jou trok word afgebrand. So hier is 'n omvattende ding. Dis 'n vernietigende siekte wat ons samelewing ingetrek het. Nou hoekom word daar niks aan gedoen nie? Wel, almal is kop in een mis. Professor Dievenage het reg gesê ons word 'n misdaadstaat. Hoe word jy 'n misdaadstaat? Dis wanneer misdaad goedgekeur word van die hoogste vlak waar die vis nou vrot is. Van daar af regdeur word dit toegelaat. Daar is geen politieke wil of nie net politieke wil nie, maar daar is nie genoeg guts om hierdie ding in die kiem te smoor nie. Ek wil net vra, hoekom sê mense nie wat daardeur geïntimideer word meer daaroor nie? Hoekom praat hulle nie daaroor nie? Wel, ek dink daar is meer as een element. 'n man word aangesê dat hy word onder druk geplaas. Hy word vir hom gesê dat jy moet beskermingsgeld betaal vir jou besigheid, anders te gaan ons die wêreld vir jou baie onmoontlik maak. Daar word vir hom gesê, daar word op gesinspeel, hulle weet waar sy vrou en sy kinders is. Daar word ook vir hom gesê, hy moenie daaroor praat nie. En dan is daar die skande, dat wanneer jy toegee hieraan, dan is daar die skande dat jy inderdaad daaraan toegegee het, en party ouens praat daaroor, baie min, anders te bly maar net stil en betaal. Nou as jy eers een keer in daai groef geval het, dan is daar nie uitkomkans nie. So wat hierdie man nou gedoen het, hierdie maatskappy wat hof toe gaan is baie dapper, is baie dapper, hy sê hy sal dit nie doen nie, en dit is die regte antwoord daaroor. Gemeenskappe sal moet begin gesamentlik stap en jy mobiliseer teen hierdie ding. Maar ons moet erken, die oormag teen jou is enorm. As mense met taksies op jou perseel opdaag en met AK-47's in jou gebou instap, dan weet jy, jy's in ander tye. So dit is baie moeilik, Susan. Ouens, hierdie is 'n greep wat op besigheid geneem word. Dit is enorm. Baie dankie. Dit was Gerard Papenfoos, bestuurshoof van die werkgewersorganisasie NIASA.